Henry Nouwen skryf in sy boek In the Name of Jesus, dat Jesus se versoeking in die woestyn ook die 3 versoekings is waarmee elkeen van ons gekonfronteer word. Om klippe in brood te verander, is die versoeking om relevant te wees. Om te kan bewys, jy kan 'n bydrae maak, jy is nodig, jy het jou plek verdien. Die tweede versoeking om van die tempel se dak af te spring, sodat die engele hom kan vang, is die versoeking om merkwaardig te wees, sodat mense jou kan bewonder, van jou sal praat. En dan die derde versoeking, om neer te buig en al die koninkryke van die wêreld te ontvang, is die versoeking om magtig te wees, om in beheer te wees. En dit is by hierdie derde versoeking, wat ons vandag by gaan stilstaan. En soos die lied waarna ons pas geluister het, ken ons almal daai frustrasie, wanneer dinge nie uitwerk, soos wat jy dit wil hê nie. Wanneer mense anders optree, as wat jy verwag, en diep binne ons, dink ons baie keer, as jy net sal toelaat, dat ek jou kan fix. So vandag, gaan ons by 3 vrae stilstaan. Eerstens, waar kom mag vandaan? Wanneer word mag 'n vyand van die hart? En wat doen Jesus met mag? En met dit in gedagte, luister saam met my na vandag se skrifgedeelte. En Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het na hom gekom en gesê, Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen, wat ons u ook al mag vra. En hy sê vir hulle, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, gee aan ons, dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan u regter, en een aan die linkerkant. Maar Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hulle antwoord hom, ons kan. Maar Jesus sê vir julle, dis waar, die beker wat ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om te sit aan my regter en aan my linkerhand, berus nie by my om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is. En toe die 10 dit hoor, begin hulle verontwaardig te word oor Jakobus en Johannes. Maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê, julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies, oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nou jy kan op een van 2 maniere na die skrif kyk. Eerstens as 'n foto, iets wat gebeur het, iets waaruit jy beginsels kan aflei. En vandag wil ek jou nooi om op 'n ander manier daarna kyk. En dis as 'n spieël, om jouself daarin raak te sien. Die motiewe van jou hart, die gevare daarvan, maar ook die pad daaruit. Want kyk is maklik, né, om Jakobus en Johannes se versoek te lees en te dink, julle is sulke slegte disippels. Julle was 3 jaar lank saam met hom, sekerlik moes julle geweet het uit sy woorde, sy optrede, dat die lewe saam met hom sal anders te lyk. Want net 'n paar verse voor het Jesus gesê, ek gaan oorgelewer word, ek gaan gekruisig word. Maar Jakobus, Johannes, hulle snap dit nie. Hulle is so verstrengel in die kultuur en die kultuur se kyk na mag en posisie en beheer, dat hulle self volgens dit wil posisioneer. Hulle wil Jesus gebruik om vir hulle 'n plek te gee. Jakobus en Johannes wou in beheer wees. En dit is ook so waar van ons, is dit nie? Ons hoor dikwels wat Jesus in die Bybel sê, maar dan probeer ons steeds om God te kry, om vir ons te gee wat ons wil hê, wat ons dink hoe die lewe werk. En dan die frustrasie, wanneer God nie volgens ons pype wil dans nie. Maar dalk voordat ons te vinnig hierdie disippels veroordeel en die behoefte om in beheer te wees, moet ons verstaan, dat die behoefte self is nie die probleem nie. So ons eerste vraag, waar kom mag vandaan? Nou op die eerste bladsye in die Bybel, lees ons dat toe God die mens gemaak het, gee hy aan hom verantwoordelikheid, beheer, mag. Die mens moet die tuin bewerk, dit bewaak, vir die diere name gee.
En dan die Here gee vir die mens die gawe om beheer uit te oefen. Dis 'n soort heerskappy en verantwoordelikheid. Ons lees daarvan in Psalm 8 wat sê, wat is die mens dat u aan hom dink? U het hom net 'n bietjie minder as die hemelse wesens gemaak. U laat hom heers oor die werke van die hande. So ons, jy, is gemaak om te heers, om te sorg, te bestuur, om beheer uit te oefen. En dit begin al vroeg vir ons, né? Dink nou, toe jy 'n baba was, toe jy nog nie beheer gehad nie. Jou lyfie het vir jou gesê, ek is honger of moeg of ongemaklik, maar jy kon nog niks daaraan doen nie. Jy het nie woorde eers gehad om te sê wat fout is nie. So wat het ons gedoen? Gehuil. En iemand het gekom. 'n Ma, 'n pa, iemand wat jou liefhet, jou opgetel, jou laat eet, jou in die slaap gesis. En het vir jou gesorg, toe jy nog nie eers vir jouself kon sorg nie. Hoor jy hoe mooi is dit? Jy is versorg, lang voordat jy self kon sorg. Maar dan stadig, dan begin jy te groei, en eers kon jy net sê, ek's honger. Toe later kon jy self oploop, self skoene vasmaak, jou naam skryf, en elke jaar bietjie meer beheer, bietjie meer verantwoordelikheid. En dit was goed, en dit is goed. Dis hoe die Here ons gemaak het, om te kan groei, om al meer verantwoordelikheid en beheer te kan dra. So wanneer jy vandag verlang het om dinge te laat werk en om orde te bring, sorg dat dinge reg gedoen word, dan is daardie verlange nie verkeerd of sonde nie. Dis hoe jy gemaak is. Dis 'n gawe van die Here. Maar let op, want dit is waarin dit lê. God se bedoeling was nog altyd dat hierdie gawe onder sy heerskappy sou wees. Dat ons die vermoë sou aanwend tot die voordeel van die lewe om ons. In Adam se geval, tot voordeel van die tuin en die diere van mekaar. Dalk in ons geval, om ons vermoë, ons gawe te gebruik tot voordeel van ons gesinne, van ons werk, die mense wat die Here aan ons toevertrou het. So mag om beheer uit te oefen, dis 'n gawe wat dien. En hou vas aan daai woorde, ons kom terug daarna. En dit bring ons by ons tweede vraag, so wanneer word mag om in beheer te wees, dan 'n vyand van die hart? So dink dalk weer terug aan jou grootword jare. Kyk, eers het jy jou eie lyfie leer beheer, jou wêreldjie, maar dan iewers op die speelgrond, dan ontdek ons iets nuuts, dat jy kan nie net jouself beheer nie, maar jy kan ook ander beïnvloed. So jy stel dalk 'n speletjie voor. Nou in my geval was dit maar altyd iets waarin ek geweet het ek goed is. Iets soos 30 Seconds of Trivial Pursuit, verseker nie Pictionary nie. En dan het jy stemme verwerf om mense te kry om saam te speel. Nou as ons cricket gespeel het, dan wou jy altyd die beste kolwer in jou span hê. En een wat so bietjie lomp of onhandig is in die ander span. Want al wat belangrik was om beheer uit te oefen en om te wen. En dan so ontdek jy dat as jy net hard genoeg daarop aandring, dat jy mag kan gebruik om jou sin te kry. Nou ek wens ons kon sê, dat ons laat hierdie dinge van 'n kind agter ons. Maar dis nie waar nie. Dit daag net later in ons lewe weer op. By die werk, wanneer dit nie meer weer gaan oor wie of wat die beste plan is nie, maar oor wie se plan gekies word. Om mag te kry. By die huis wanneer 'n gesprek 'n stryd raak oor wie reg is. En dit is hier waar hierdie gawe van beheer dan 'n vyand van die hart raak. Dis die oomblik wanneer beheer ten koste van ander is. Wanneer beheer nie meer 'n middel is om te dien nie, maar om mag te kry, die doel self word. Nou in Genesis 3 het alles aanvanklik goed verloop. Die mens het in volmaakte harmonie geleef met sy omgewing, met mekaar, met God, totdat daar 'n ander stem was, een wat gefluister het, julle kan soos God wees. En in daardie oomblik verander die gawe van om in beheer te wees, na iets om na toe te gryp. Om nie meer onder God te leef nie, maar om soos God te wil wees, self in beheer, self die middelpunt. En jy weet die effek daarvan was verwoestend. Die eerste keer beleef die mens vrees. Adam en Eva hoor hoe God hulle soek, en hulle kruip weg. Hulle is bang vir die een wat hulle lief het. Toe God hulle
kry en vra wat gebeur, toe sien ons dat saam met die vrees is daar nou ook wetywering, daar's verwydering tussen hulle. Hulle wys vinger na mekaar. Adam sê, is haar skuld, sy is die skuldige. Eva wys na die slang, en ewe skielik staan niemand meer langs mekaar nie. Hulle wat een was, saamgeleef het sonder skaamte, staan nou teen mekaar. Die gryp na beheer het vrees gebring, bring ook 'n wig tussen hulle. En so die grype na mag en vrees loop saam. Wanneer jy nie meer kan glo dat God vir jou sorg nie, dat jy glo ek moet vir myself sorg, wanneer jy nie meer vertrou dat jy veilig is in sy hande nie, dan moet jy self vashou. Beheer word sekuriteit. Beheer word die ding waarsonder jy nie kan rus nie. So dink terug aan daardie baba. Daardie kind wat versorg is, lang voordat hy self kon sorg. En iewers langs die pad ophou glo dat daar iemand is wat sorg. Dis dan wanneer ons begin gryp, vashou, as ons in beheer wil wees. Dis dan wanneer beheer 'n vyand van die hart word. Dit is nie 'n vyand wanneer jy moet lei nie. Dit is ook nie wanneer jy moet sorg of orde bring nie. Dis wanneer beheer ophou om 'n middel te wees om te dien en dit 'n doel in sigself word. Wanneer jou vrede, jy dit daarin soek om self in beheer te wees, wanneer ons vergeet, as iemand wat vir my sorg. Nou het jy ook gesien wat die reaksie van die ander 10 was, die disippels. Die teks sê hulle was verontwaardig, hulle was kwaad. En dalk was dit omdat hulle gedink het, julle 2 het ons voorgespring. Dit was dalk nie dat dit net 2 disippels was wat dit gemis het nie, maar al 10, al 12 wou bo wees. Al 12 se hart gryp na dieselfde ding. En so is in die tuin, staan hulle ook toe nou langs mekaar, teenoor mekaar. Kyk, die gryp na beheer het van hulle mededingers gemaak, mense wat in die pad gestaan het van wat hulle wou hê. En soos met Adam en Eva, is dit die begin van afstand, van 'n ek en 'n julle. So want wanneer die gryp na beheer daar is, vir beheer se eie onthaalwe, breek dit altyd verhouding, bring dit verwydering, vrees, verwoesting. Maar dan in vers 42 sê Jesus, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Hy praat van mag, beheer wat afdruk, wat baas speel, wat ander onder wil hou sodat ek self kan bokom. En ons sien dit in ons wêreld elke dag. Ons sien dit in die nuus, in oorloë om mag te bekom. Ons sien dit in korrupsie. Mense wat posisies van mag gebruik vir self, nie om te dien nie, maar om self te verryk. As eerlik is dit nie net daar ver en daar buite nie, maar ook in ons lewe. Nou, 'n argument wat jy maar net moet wen, en die woede wat opvlam wanneer iets buite jou beheer raak, en die frustrasie as jou planne nie uitwerk nie, of dit verander, en jy het nie 'n sê daarin nie. En dis hier waar ons vandag staan, hier voor die spieël, en die vraag is, maar wat doen ons nou? Kyk nou, die een ding wat jy kan doen is om net harder te gryp, om net meer in beheer te probeer wees. Maar dit werk nie, dit bring net meer vrees, meer verwydering. Of die ander kant, wanneer dit nie werk nie, dan swaai ons om en ons sê, okay, goed dan, ek gee op, wat sal wees, sal wees. Ons word 'n slagoffer, maar dit is nie oorgawe nie. Dit is net die greep wat na binne buite toe gedraai is. Die een mens gryp om uit beheer te wees, die ander uit vrees. En dis nie waantoe Jesus ons roep nie. So wat doen Jesus met mag? Kyk, Jesus het beskryf hoe mag in die wêreld lyk, maar dan sê hy, maar so moet dit nie onder julle wees nie. Jesus sê in die wêreld om ons is die pad altyd een na bo, een wat jy moet klim, maar hy sê as jy eerste wil wees, moet jy almal se dienskneg wees. En die koninkryk van Jesus is grootheid nie om bo te kom nie, maar dis om af te klim. Dis om te dien. En om af te klim is nie 'n slagoffer nie. Dis nie om op te gee om op jouself te laat trap nie.
Dis 'n mens wat dien, omdat hy nie bang is nie, omdat hy weet, dat daar's 'n versorger, iemand wat na hom kyk. Jesus het nie sy mag prys gegee, omdat hy magteloos was nie. Jesus kies om dit prys te gee, omdat hy veilig was in die Vader se liefde. Nou in die woestyn het die duiwel vir Jesus al die koninkryke van die wêreld aangebied, al die mag, al die heerlikheid. Vat dit, het hy gesê. Dit kan joune wees. Maar Jesus sê nee. Die een mens wat werklik die reg gehad het om te heers, het die mag geweier. Nie omdat hy dit nie kon kry nie, hy kon, maar hy het geweet wie hy was in God se liefde. En 'n mens wat weet, jy's geliefd, hoef nie te gryp nie. Nou daardie afklim, loop heel pad af, tot waar Jesus sê, die seun van die mens, het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en om sy lewe as 'n losprys te gee. Nou Jakobus, Johannes, hulle wou opklim na die plekke van heerlikheid, hulle vra, laat een aan ons regterhand en aan die linkerkant sit. Maar het jy al gewonder, waar daardie plekke uiteindelik was? Nou, heel moontlik, hulle gedink, dis trone. Want hy het toe Jesus in sy heerlikheid ingaan, is hy op sy kruis. En dan sy linker en regterkant was nie trone nie, kruise, plekke van doodgaan. Daar's twee misdadigers, en die een misdadiger kyk na Jesus deur die bril van sy kultuur, wat mag sien in terme van krag en posisie en eer, en daarom vir hom is Jesus 'n mislukking, en hy spot hom. Die ander een kyk verby dit, en hy sien liefde in aksie. Hy sien hoe Jesus nie mag gebruik om te oorrompel nie, maar Jesus wat kies om sy lewe af te lê vir die sonde van die wêreld, vir 'n wêreld wat stikkend is, maar ook vir hom. En daarom vra hy, dink aan my as u in u koninkryk kom. Hy kon niks op daardie stadium doen om 'n plek te verdien nie. Hy's besig om te sterf. Hy's magteloos. En al wat hy kon doen was om te draai, om te kyk na Jesus en om te beroep op sy genade en op sy liefde. En dit was genoeg. En dan gee Jesus aan hom, dit waarna Jakobus en Johannes wou gryp. Jesus gee vir hom 'n plek in sy koninkryk. Hy sê, vandag sal jy saam met my in die koninkryk wees. So daar's twee manne, weerskante van Jesus, dieselfde kruis voor albei se oë, en die een sien 'n mislukking, die ander een sien liefde en aksie. En dis waaroor Paulus geskryf het. Hy sê, die gekruisigde Jesus was vir een 'n struikelblok, 'n dwaasheid. Maar die wat hom werklik sien die krag, die wysheid van God. Want wat swak is by God, is sterker as mense. Wat so swakheid lyk, is die grootste mag in die heelal. Dis wat Jesus met mag doen. Nie mag wat afdruk nie, nie mag wat gryp nie. Dis mag wat afklim, heel pad af, tot in die dood, om jou vry te maak. Die een met alle mag het dit gebruik om onder ons in te klim, om ons op te tel, soos daardie ouer wat 'n huilende baba optel in die nag. Die mag wat ek my hele lewe lank gryp om myself te probeer red, hy gebruik sy mag om ons te red. En al wat hy van ons vra, is dat ons sal ophou gryp, maar dat ons soos daardie misdadiger sal draai en kyk. Sê, Here, dink aan my as u in u koninkryk kom. En dan om dit te ontvang. En wanneer ons dit ontvang, dan verander dit alles. 'n hart wat weet dat ek is liefgehê. Ek hoef nie meer te veg vir 'n plek nie. Ek het dit reeds. Ek hoef nie meer te gryp nie. Ek kan oopmaak, ek kan gee, ek kan dien. Nie uit vrees nie, maar uit liefde. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek nie anders kan nie. Dit word dan diens wat nie 'n las is nie, maar is 'n dankie. Ons harte word bevry van die mag van beheer, wanneer ons Jesus volg en wanneer ons ander dien. Wanneer ons vra,
Wat is dit wat liefde van my vereis? By die huis, wat vereis liefde van my? Dalk is dit om die laaste sê te hê. Dalk is dit om te luister in plaas om reg te wees. By die werk, wat vereis liefde van my in elke situasie? Dalk is dit om nie die plan te laat wen, bloot omdat dit myne is nie, om iemand anders die erkenning te gee. Maar dan ook hier onder mekaar, as 'n geloofsgemeenskap, om die Here voortdurend te vra, wat vereis liefde van my? Waar nooi die Here my om te dien, dalk selfs op plekke wat ander nie sal sien nie. Jesus nooi ons om sy liefde vir ons te ontvang, om te sien hoe sy mag, die mag van liefde is. En sal jy dit ontvang? Sal jy hom toelaat om jou te oortuig van sy liefde vir jou? En in reaksie op sy liefde, mag ons sy Heilige Gees vra om ons te leer, om ook die mag wat hy vir ons gegee het, te gebruik om ander te dien. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons voortdurend roep na 'n lewe van liefde, 'n lewe van vryheid, en 'n lewe saam met U. Here, U ken ons vrese, wanneer ons om ons kyk en in ons kyk en ons dikwels so buite beheer voel. Here, maar dankie dat ons vertroue in U kan plaas. Here, in die wete dat al die mag, al die heerskappy behoort aan U. Here, en help ons om te laat gaan van ons pogings om U te kry om te doen wat ons wil hê. En help ons om U wil te soek, om U mag te vertrou. En Here, gee vir ons die insig, die vermoë, die bereidwilligheid om trone prys te gee vir vaddoeke om te dien. Help ons om te sien wat die liefde van ons vereis en daarop op te tree. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons wil jou graag nooi om verder te reis met hierdie tema na ons formasiereis elke dag. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen. Totsiens.